het onlangs in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en 2 paneellede 'n jeuggesprek aangebied. Die gesprek het op die 3de Junie in Pretoria plaasgevind en die paneellede, Karla McKenzie, bekende radio-omroeper en TV-aanbieder, en Louis Boshoff, woordvoerder van AfriForum Jeug, as ook die sekretariaat van die Afrikaanse Taalraad, Marikyn Creer-Evert, is vanoggend hier om 'n bietjie meer daaroor te gesels. Baie welkom aan al 3 van julle. Baie Dankie, Elsa. Voel nou vir my gesellig. Hier sit ons nou om hierdie tafel en ons is nou reg vir 'n ronde tafelgesprek. Maar Marikyn, kom ons begin dalk by jou. Wat was die hoofdoel van hierdie jeuggesprek gewees? Hierdie jeuggesprek was 'n bedoeling gewees om te kyk wat is die tekortkominge in Afrikaans tussen generasies. Hoekom is daar so 'n diskrepans tussen dit wat die jong mense vandag dink oor Afrikaans en die ouer garde? So die hele punt was om te beweeg, ons erken wel dat daar is probleme, maar met die taal se deursettingsvermoë en die diepgewortelde Afrikaanse geskiedenis tussen die sprekers van alle variante, kan ons brûe bou om dit te oorkom tussen die generasies en dan weer taalhervitalisering te laat plaasvind in die jeug. En ek dink dis wat vir my so uitgestaan het, die verwysing na 'n brugtaal, jy weet, om dit meer inklusief ook te maak. Net voordat ek dan nou by die 2 paneellede uitkom, hierdie gesprek het nou reeds plaasgevind, maar het dit aan julle verwagtinge voldoen? Ek dink so, maar ek dink dit is 'n gesprek wat voortdurend moet plaasvind. Mens gaan klein blokkies bou totdat jy 'n groot fondasie gelê het, en hoe meer ons mense kry om deel te neem aan hierdie gesprek van jou jonger garde wat in skole is en hulle perspektief, en dan na universiteit en dan verder aan na jou meer professionele persoon. Dis verskillende perspektiewe wat baie belangrik is. So mens moet die heeltyd daai gesprek handhaaf sodat jy nie iets verloor nie, want almal word tog ouer en jou nuwe jongeres en jou sprekende jong Afrikaans sprekendes kom in, en daarom dink ek ons moet hierdie net heeltyd voortsit. Mens moet nie ophou met hierdie gesprek nie. Absoluut. Nou Karla, as iemand wat daagliks, jy weet, met jong mense in die media werk, is daar iets van hierdie gesprek wat jou verras het? Ja, ek dink daar's 'n hele paar dinge wat my verras het van hierdie gesprek wat ons gehad het in die week, en een van die dinge is dat daar is nog steeds jong mense wat baie opgewonde is vir die taal Afrikaans, wat baie verder lees as voorgeskrewe Afrikaanse werk in die skole en dan wil skep in Afrikaans. As 'n mens kyk na die feeste in die land, KAKNK Woordfees, daar is baie jong mense wat heeltemal anders lyk as mekaar, maar ook skep in Afrikaans, en ek dink dit is 'n goeie ding. Nou Louis, soms hoor 'n mens dat sommige mense van mening is dat die jeug nie meer belangstel in iets soos taal- en kultuursake nie. Stem jy daarmee saam? Nee, glad nie. Uit die perspektief van AfriForum Jeug en dit wat ons ervaar waar ons met jong Afrikaners te doen het, oor die algemeen studente of jong volwassenes, vind ons dat die Afrikaanse taal steeds 'n groot deel van die identiteit en kultuur van daardie jong mense is, en dat daar regtig optimisme is en passie is vir die taal, en dat daar heelwat werk ingesit word vir die taal ook deur die jong mense. Nou wil ek ook vir julle vra, want ek dink dit was 'n heerlike gesprek geweest, en ek dink daar's 'n hele paar kwessies wat uitgestaan het, maar was daar miskien 'n spesifieke tema wat julle gevoel het 'n bietjie meer emosie uitgelok het, of wat vir julle persoonlik uitgestaan het? Karla, kom ons begin by jou. Ek dink daar is duisende mense wat wel Afrikaans praat in die land en wat opgewonde is daaroor, is daar ook Afrikaans sprekendes, dalk ouer garde, dalk van die jeug ook, wat nie noodwendig Afrikaans hulle eerste taal maak wanneer Afrikaans hulle huistaal is nie. En ek dink daar kan ook dalk veranderinge plaasvind om die jeug opgewonde te maak om weer Afrikaans te praat, want daar's verskillende maniere om Afrikaans te praat ook. Daar is 'n nuwe beweging waar die jonges die net kletsrym in Engels nie, maar nou in Afrikaans, van die LEP en almal is daar. So daar is kwessies waar jonges nie Afrikaans praat nie, wat 'n probleem is, maar ek is hoopvol vir die toekoms. Altyd. Louis? Ja, een tema wat dikwels voorgekom het in die gesprek was die kwessie oor Afrikaanse onderrig, of moet iemand Afrikaans eenkant stoot en aan Engels voorkeur gee in onderrig of opleiding om voor te berei vir die werksplek, en daarin vind ons by AfriForum Jeug ook, daar's eintlik heelwat mites wat 'n mens dikwels moet beantwoord. Die waarde van moedertaalonderrig word dikwels onderskat, en die moontlikheid om tweetalig te kan werk en om self Engelse vaardighede aan te leer, alhoewel iemand dalk in Afrikaans skool gegaan het of selfs op universiteit was, word weer moeiliker geag as wat dit werklik is. En
Bykomend tot dit is ons benadering by AfriForum Jeug dat ons nie net vir mense 'n vergunning wil vra of wil vra doen moeite, maak hierdie jou passie sonder om enige natuurlike nut vir Afrikaans te bied nie en daarom werk ons ook daaraan om ruimtes te skep waarin Afrikaans die voertaal is, waarin Afrikaans in die sakewêreld en opleiding en so aan nuttig aangewend kan word en dat dit vir mense nie net 'n keuse is uit 'n passie en 'n liefde vir die taal nie, maar ook werklik die sinvolle opsie vir die beroepswêreld daar buite. Nou, Marikyn, iets wat vir my persoonlik ook uitgestaan het, was die hooftema, Afrikaans as springplank. Dit is vir my so 'n oulike metafoor om dit te beskryf, want en ek het dit daai aand ook genoem, jy weet, 'n mens dink dadelik aan iets soos veerkragtigheid, jy weet, en daai buigbaarheid. So hoe sou jy die rol van die Afrikaanse Taalraad beskryf wanneer 'n mens kyk na die toekoms van die taal en ook om daai passie aan te wakker? Ja. Die Taalraad is 'n huis, ons sê Afrikaans is 'n huis met baie kamers en ons omarm alle variëteite. So ons moedig mense aan om te sê, praat jou Afrikaans. Praat hom soos wat jy hom ken. Moet nie terugstaan nie, moenie skaam wees nie, want dit is tog so pragtig dat ons so diversiteit het in hierdie land. En ek dink dit maak Afrikaners ook wêreldwyd so spesiaal, want ons het daai warmte en liefde en passie en dit weerspieël in al ons variëteite van ons taal. En die Taalraad, omdat ons dit omarm in samewerking met al ons lidorganisasies, elkeen het 'n ander mandaat, en ons werk saam om dit te koördineer en te fasiliteer en netwerkskepend op te tree, sodat ons seker maak dat ons bereik die jeug, maar ons bereik ook die ouer garde, ons bereik alle variëteite op alle platforms, soos byvoorbeeld radio veral, en ons maak seker dat daai mense 'n spreekbuis het, en die kokergeleentheid aan die einde van elke jaar waar ons koker trofees uitdeel, is juis om dit dan te beklemtoon in verskillende gemeenskappe op verskillende vlakke. Ons sien jou raak, maak nie saak hoe klein jy dink jou bydrae is nie. Ons gaan die mamma wat die poesie boeke vrystel in Ceres, gaan ons mos nou ag. Ons gaan die kind wat lief is vir taal net met KI kombineer in Afrikaans, gaan ons ag. So ons nooi almal uit, skryf ook aan ons. Ons bemark jou op Facebook, ons het 'n klomp sosiale media blaaie en ons sit jou daar en al wat jy hoef te doen is net vir ons laat weet. Dit is hoe ek dit doen. So daai springplank, ons sien dit as belangrik dat ons sit jou daar buite, dat die publiek, die groter publiek daarvan weet. En as jy bereid is om jou naam daar te sit, is ons bereid om jou te bemark. Nou, ons het nog so 2 minute oor, maar ek wil graag uitkom by hierdie spesifieke een wat ek wil hê almal van julle met hierdie vraag beantwoord. Louis, ek gaan by jou begin. Voltooi die sin, Afrikaans is hier om te bly, want Afrikaans is vir ons 'n tuiskoms en dit is 'n draer van ons identiteit en kultuur. Goed, Carla? Ek dink omdat ek lief is daarvoor sal dit voortleef. Marikyn? Ek dink Afrikaans is hier om te bly, want in die hande van al sy sprekers is hy veilig. So solank as wat jy hom praat, wie kan jou stil maak? En ons almal is dit eens dat hierdie gesprekke voortdurend gevoer moet word. Jy het aan die begin daarna verwys, maar en ek dink dit is ook nogal iets wat vir my weer eens uitgestaan het van daai spesifieke aand. Om gereeld dink ek dink dit help met perspektief ook, nee, stem julle met my saam? Ja. Absoluut. Seker. Nog 'n tema waaroor ons gepraat het was die feit dat Afrikaans miskien op die wêreldverhoog 'n klein taal is, maar dit is eintlik bemagtigend vir die sprekers van die taal, net die besef dat ek hoef nie 'n superster te wees om 'n tasbare impak te maak op die hele voortbestaan en die welstand van die taal nie. Baie dankie dat julle vanoggend die moeite gedoen het om hier te kom kuier en ek hoop dat ons in die toekoms weer die geleentheid sal hê om saam met mekaar te gesels oor Afrikaans waarvoor ons so passie het. Dankie julle. Baie dankie. Dankie, Els. Goed, en hou ook gerus die Afrikaanse Taalraad se sosiale media platforms dop. Hulle is gedurig besig met allerlei interessante geleenthede en dinge. Nou in hierdie stadium kan jy bly waar jy is, want net hierna gesels ons met 2 Suid-Afrikaanse Masters hockey spelers en dit net hier by Goeiemôre, Good Morning. Onthou ook om ons op al ons sosiale media platforms te gaan volg. Ons is nou weer terug.